Die boek Henog, Waarheid of Leuns, deel 29. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Java Shwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande kan oplê. Baie ouens sê daar is Hebreëse Bybels, maar hulle gee jou Hebreëse Bybel. Wie kan Hebreëus lees? Baie klein persentasie kan regtig Hebreëus lees. Want daar is soveel verskillende Hebreëse alfabette en Paleo-Hebreë alfabette, dat dan is dit Modern Hebrew, dan is dit Paleo-Hebreë, dan is dit Hebreë, en elke ou het sy eie interpretasie rondom dit. Maar in 1860 het Dr. Joseph Briant Rottenham uit die 1611 King James Bible die Restoration Bible vertaal met al die bo-natuurlike Hebreëse geopenbaarde name in. So jy belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Dis so wat jy hierbo sien vir u gerief. As jy dalk vir die eerste keer na hierdie reeks gaan kyk of luister, is uiters belangrik dat jy by deel 1 gaan begin, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy op die YouTube kanaal sal inteken sodat jy verskillende kennisgewings kan ontvang van die verskillende studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Fenomenaal. Aan Jaffa al die eer. Broer Rudy, baie dankie vir die TikToks wat jy doen. Broer David, broer Oliver, baie dankie, vanaand broer David, vir dit wat hy doen vir die YouTube boodskappe en die webtuiste boodskappe. Ek gaan, as ek moet begin die getalle noem wat hierdie maand deurgekom het, soos die ou mense gesê, dan slaan jy 'n somersault. Stuur hierdie kontak ook vir die vriende en kennisses, dit is lewensverandering. Skryfblokpen en 'n skryfblokpen en 'n 33 of 'n 53 Bybel is uiters belangrik. Ek vertrou dat hierdie studie vir u tot se seën gaan wees. Ons gaan nou verder waar ons verlede week geëindig het. Die boek Henog, Waarheid of Leuns. Nou ons op die stadium weet ons dat hier is nie eers 'n greintjie waarheid in hierdie boek nie. Dis totaal vrymesselaars, Rooms-Katolieke geskepte leuns. Terwyl Matisselag gebid het, het die altaar geskit en die mes het van die altaar af in die lug opgestyg en Matisselag se hand gespring voor die hele volk. Nou, ons het nou gesien dat laasweek het ons hier gestop en dit is waar Matisselag toe nou na Henog nou opgevaar is in die hemel, dat hy nou die offerhande, die eerste hoofpriester sou word vir die volk Israel. Daar bestaan nie so iets. Nou luister wat sê hy so. Dis nou die teken dat hy nou die hoofpriester moes word. Terwyl Matisselag gebid het, het die altaar geskit en die mes het van die altaar af in die lug opgestyg. Sommige net so. En Matisselag se hand gespring voor die hele volk. En die volk het gebewe en God verheerlik. God kon nooit bestaan het nie. God kom uit die Grieks Kyrios in die 2de eeu, in die 6de eeu Latyns Theos, wat in die 13de eeu Lord geword het, God geword het, God in ons taal. Onmoontlik. En die volk het gebewe en God verheerlik, en Matisselag was van daardie dag af voor God vereer en voor die hele volk. En Matisselag het die mes geneem en alles wat die volk gebring het, geslag. Nou, as hy het geslag het, het hy die bloed aan enigiets gesmeer. En die hele volk was verheug en was vrolik voor God en voor Matisselag op daardie dag. En daarna het elkeen na sy eie huis teruggegaan. So behalwe vir die mes wat in die lug opgestyg het, het daar nie veel gebeur nie. Klink vir my maar redelik oogverblindery. Hierdie ander ou, kil jou hier, kil jou daar. Hy het ook sulke dinge gedoen. Hy sê God verskyn in 'n droom aan Matisselag, maar Matisselag het van daardie dag af as die hoof van die altaar gestaan, as hoof van die volk. So hy het hoofpriester geword. Ons het laasweek of die week voor dit gesien
dat dit was wat dit sou wees. In die jaar 1480, sedert die skepping van Adam, het hy die hele aarde verken en almal opgesoek wat in God geglo het. In die jaar 1480, sedert die skepping van Adam, het hy die hele aarde verken en almal opgesoek wat in God geglo het en ook die wat afvallig geraak het. Het hulle aan kerke behoort, het hulle selgroepe gehad, ek weet nie. Hy het hulle reggehelp en bekeer. Hy het hulle, dis nou Matislag, die onbekeerdes het hy nou bekeer. Snaaks dat daar baie min van bekering in die 613 wette van Moses was. Glad nie. En hy het hulle reggehelp en bekeer, en geen man kon gevind word wat afvallig was van die weë van God nie. Al die dae van Matislag wat hy geleef het, dit is ons nou totaal en al 'n klomp rubbish. Elke man wat hy mee gepraat het, het nie afvallig geraak nie. Snaaks, hulle het nie die Ruach HaKodesh funksies gehad nie, en die vrugte van die Ruach, en die gawes van die Ruach nie. En steeds met die vrugtes en die gawes, is daar steeds Javiste en bruid van Javashua, wat in hierdie 21ste eeu ook afvallig raak. Hierdie ou was, hy het 'n special remedy gehad. En God het Matislag geseën en sy offerhande, sy geskenke, in al sy bedieninge voor God. En toe Matislag se dae naby hulle einde was, het God aan hom in die nag in 'n visie verskyn aan hom en sê, luister Matislag, ek is die God van jou vader Henog. Ek wil jy moet weet dat die dag van jou lewe hier is op 'n einde is, en dat die dag van jou rus nader kom. Roep Ner, jou seun Lamech, sy tweede seun, en klee hom in jou heilige klere en plaas hom by my altaar, en vertel hom alles wat gedurende sy lewe sal gebeur. Want die tyd het gekom vir die verwoesting van die hele aarde, en van elke mens en elke ding wat op die aarde beweeg. Want gedurende sy lewe sal daar groot wanorde op die aarde wees. Want die mense het afgunstig op mekaar geword. En mense as mekaar onderdruk en nasies sal teen nasies oorlog voer. En die hele aarde sal gevul word met die bloed van bose wanorde. Meer nog, hulle sal afvallig raak van hulle skepper en aanbid wat in die hemele bevestig is en wat op die aarde beweeg en die golwe van die see. En die teerstanders sal homself verhoog en hom verbly en wat hulle doen tot my vernietiging. Elke keer wanneer hy sê my of dan na God verwys, klein lettertjies. Is dit moontlik? Die hele aarde het sy orde verander en al die vrugte en al die gras sal hulle seisoene verander. Want ons sal wag op die tyd van die vernietiging. En al die nasies van die aarde sal afvallig raak en alles wat ek begeer. En dan sal ek die afgrond beveel en hy sal homself uitstort op die aarde, die afgrond. En die skatte van die waters van die hemel sal hulle uitstort op die aarde en alles sal sonnevorm wees soos dit in die begin was. Weet jy wat? Ek wil net sê, ou Methuselah het op daai stadium nie eers geweet hoe lyk reën nie. Hy het nie geweet hoe lyk reën nie. Want tot en met Noag het daar nog nooit een druppel reën op die aarde geval. Die aarde was bedou deur die dou van die aarde en die mis wat uit op die aarde uit opgetrek het. So hoe sou hy geweet het van reëns en waters wat uit die hemel uit sou val? Hy sê en die ganse struktuur van die aarde sal vergaan. Die struktuur van die aarde. Dit beteken die berge sal wegraak en dit is onmoontlik. Ja, die water het oor het gestoot. Maar na die waters gesak het, is die struktuur en alles terug waar dit was. En die ganse struktuur van die aarde sal vergaan en die hele aarde sal bewe en sy standvastigheid verloor van daardie dag af. En dan sal ek vir Noag, Lamech se oudste seun bewaar. En dan sal ek vir Noag, dis Lamech se oudste seun bewaar en ek sal uit sy nageslag 'n ander wêreld voortbring.
En sy nageslag sal vir altyd bestaan of in stand bly. Dit beteken dat daar gaan net goed uit Lamech se uit Noag se nageslag kom. Ja, ek glo nie, want Gam het sy pa verkrag. Wat, prof? Ja, die kerk het ons geleer dat Noag het dronk geword, hy het van sy wyn gedruk, toe trek hy sy broek uit, toe gaan slaap, hy toe gaan sit op die stoel, en toe paas hy uit, toe val hy op die grond, en toe kom Gam en hy verkrag sy pa. Nee, dis nie wat gebeur het nie. Die kerk het vir ons gelieg, deur te skryf in die Bybel, dat hy het vir sy pa gelag. As jy die stort uitkom in die skaal, broeders, en jou seun kom ingestap, vervloek jy sy geslagte van die derde geslag af, want hy sê, Noag, het Gam se seuns, sy nageslag van die derde geslag af vervloek. Hy wou sê, hy moet sy broers dien, sy dienaars wees. Nee, hy het nie vir sy pa gelag nie. Die Bybel sê, gaan lees daarso wat sê, in Genesis. Hy sê, en toe Noag van sy wyn wakker word, en merk wat sy seun hom aangedoen het. Wat het hy gemerk? As jy daar lê en jy is uitgepaas, en jou seun lag vir jou, weet jy dit? Nee. En as hy jou sodomie verkrag het? Natuurlijk. Natuurlijk. Hy sê, gaan lees hy sê, Noag was sonder sy broek. Hoe het hy sonder sy broek gekom? Toe hy voor hy begin drink, het hy hom opgevou en daar op die stoeltjie neergesit? Nee, sekerlik nie. Maar, hy het homself mankalika gedrink, uitgepaas, soos ons het ken. Gam het gekom en sy broek uitgetrek, om sodomie verkrag. Hy het nie sy broek aangetrek, hy het die gemors als net so gelos. En toe Noag wakker word, en vind hy sonder 'n broek, en dat hy verkrag was. Toe vra hy vir sy seuns, wie was hulle? Sê Gam. En hy is vervloek van sy derde geslag af. So, dan kan ons nie kom sê dat dit sal net goeie goed wees wat uit die ark uitgekom het nie. Hy sê dat, en dan sal dit vir Noag, Lamech se oudste seun bewaar. Hy sê, en dan sal ek vir Noag, Lamech se oudste seun bewaar, en ek sal uit sy nageslag 'n ander wêreld voorbring, en sy nageslagte sal vir altyd bestaan of in stand bly. En toe hy sy slaap opstaan, was Methuselah baie bekommerd oor sy droom. En het al die oudstes van die volk geroep en hulle alles vertel wat God aan hom gesê het. En die visioen wat God aan hom geopenbaar en hulle het hom geantwoord. God het die mag om te doen wat hy wil. Dus moet jy nou alles doen wat God vir jou gesê het. Methuselah het vir Ner, Lamech se tweede seun geroep en hom voor die hele volk in die priesterlike kleed getooi. En hy het hom by die hoof van die altaar geplaas en hom alles geleer wat hy onder die volk moes doen. En Methuselah het aan die volk gesê, aanskou Ner, aanskou, hy sal van vandag af julle leier wees en die gids vir die prinse. Wat 'n prinse? Was daar reeds prinse in die tyd van Methuselah? Was daar prinse in die tyd van Henog? Was daar prinse in die tyd van Noag? Nooit. Die volk het Methuselah geantwoord, mag die woord van God oor ons vervul word soos wat hy aan jou beloof het. En terwyl Methuselah met die mense gepraat het, was sy gees gekwel en op sy knie geval en sy hande uitgestrek na die hemel en tot God gebid. En terwyl hy bid, het sy gees hom verlaat. Ner het gou klaargemaak asof die hele volk en 'n graftombe vir Methuselah gebou. Hulle het wierook en soeteriet en baie dinge daarin gesit en dit te heilig.
En Ner en die volk het gegaan en Methuselah se liggaam in die tombe wat hulle vir hom gebou het, neergelê en het toegemaak. So dit was nie 'n grot nie, dit was 'n tombe. En die volk het geseënd is Methuselah voor God en voor die hele volk. Dan het hulle bymekaar gekom en Ner het aan die volk gesê, maak gou klaar en bring die skaap en die bul en die tortelduif en die duif sodat ons voor God kan offer en hy sal hom verbly in vandag. Jy gaan dan terug na julle eie huise. Het is so baie dieselfde die goed wat in die tyd van Moses gebeur het. En die volk dus, het na Ner die priester geluister en hulle het goud klaargemaak en die offergoed gebring en hulle vasgebind by die hoof van die altaar en Ner het die offermes geneem en voor God hulle geoffer. En die volk het goud klaargemaak gedoen wat hulle gesê is en hulle was die hele dag lang vrolik voor God, terwyl hulle die Almagtige, die verlosser van Ner, voor die volk verheerlik. Van daardie dag af was daar vrede en orde dwars oor die hele aarde. Nou sê vir my, as dit wat hier staan waar is, dan moet jy my net sê, ek dink net logies. Waaroor het Jahwe die aarde in die tyd van Noag verwoes? Met water? As gevolg van die sonde wat opgestyg het tot aan die troon van Jahwe. Van daardie dag af, sê die boek hier nog, was daar vrede en orde dwars oor die hele aarde. In Ner se dae. Vir 202 jaar lang. Nou hoekom het Jahwe dan voorgegaan om die aarde te verwoes? Jy sien, maar dit wat hier staan is nie waar nie. Want onthou, op hierdie stadium was daar nog steeds die reëse op die aarde. Volgens Genesis 6 vers 1 tot 6. Daar moes van die reëse ontslae geraak word, want die woord sê dat alles wat hulle bedink het was boos. Hy sê daarna het die volk van God afvallig geraak en jaloers op mekaar begin word. Waarna? Na 202 jaar, nadat Ner hoofpriester geword het. Van daardie dag af was daar vrede en orde dwars oor die hele aarde. Nou hoe het hulle geweet dat daar dwars oor die hele aarde vrede was? Hulle het nie Instagram gehad, hulle het nie Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, selfone, e-poste, satelliete. Hoe kon hulle gewees het dat daar vrede reg oor die aarde was? Jy sien, hulle aarde was hulle bestaanskennis vir hulle, was daai gedeeltetjie. Hulle het nog nooit iets anders gesien nie. Ek sien nêrens dat ooit een van hulle 'n skip gebou het en na 'n ander land gereis het of enigiets nie. So hoe het hulle geweet daar's vrede oor die res van die aarde? Daar was geen kommunikasie, internasionale kommunikasie ook goed nie. Ek sien die ouens, hoe het my ouma gesê, hulle dink ons is almal onder kalkoene uitgebroei. En in daardie dae die volk van God afvallig geraak en jaloers op mekaar begin word. En mense het teen mekaar opgestaan en nasies het teen nasies in stryd opgestaan en daar was groot opskudding. En Ner die priester het daarvan te hoor gekom en hy was baie ontstel en het aan homself gesê, die hele tyd het gekom dat die tyd het gekom dat die woord vervul sou word wat God tot my grootvader Methuselah gespreek het. Ner se vrou sterf en 'n seun word gebore. Dis die opskrif. Ner se vrou sterf en 'n seun word gebore. En kyk, so Finima, Ner se vrou was onvrugbaar en het vir Ner geen kinders gebaar nie. So Finima. En Sofimima was ver in jare gevorder. Ek het nog nooit van die vrou in die Bybel gelees nie. En Sofimima was ver in die jare gevorder, baie naby haar dood. En sy is bevrug, al het Ner die priester nie met haar gemeenskap gehad, seker die dag dat God hom voor die volk geplaas nie. Dit is totaal en al
Die enigste vrou wat verwagtend geraak het, sonder dat 'n man aan haar geraak het, was toe Miriam, dis Maria in die Grieks, Miriam in die Hebreërs, deur die Ruach HaKodesh bevrug is. Nie hierdie antie nie. Maar jy sien wat doen die vrymesselaars, sien wat het hulle gedoen. Hulle die inligting van die Bybel en dit wat bonatuurlik was, het hulle in die gelykheid van 'n aardse mens kom stel hierso. Hoe Jafashua sy vleeslike liggaam dan tot wording sou word, die kom na hulle aap het na. My pa het gesê ding gehad, hy sê monkey see, monkey do. And the other monkeys, they do. En Sofimina was ver in die jare gevorder en baie naby haar dood. Sy is bevrug al het Ner, die priester, nie met haar gemeenskap gehad nie. Wel, dan was daar 'n ander ou in die dorp, wat 'n goeie tyd gehad het. Want vir die antie gaan kuier en tee drink het. En jy kan nou met my groot oë na my kyk, maar die woord sê dat Elia het met die Baalpriesters gespot op die berg Karmel. Die priesters, hy sê, nie met haar, sy is bevrug al het Ner die priester nie met haar gemeenskap gehad sedert die dag dat God voor die volk geplaas het nie. Sofima was beskaamd en dag vir dag weggekruip en nie een van die volk het geweet nie. Die dag het aangebreek dat sy geboorte moes skenk. En Ner het aan sy vrou gedink en daarna hom geroep in sy huis om met haar te praat. En Sofimina het na haar man gegaan en kyk, sy was die pot op die punt om geboorte te gee. Hulle het seker ook maar op verskillende beddens geslaap, né? Jy in jou klein hoekie en ek in my klein hoekie. Want jy my versê, 'n vrou is 9 maande verwag dit en haar man weet dit nie. Hy toe na haar sien het hy hom vir haar geskaam. En hy het aan haar sê, hoekom het jy dit gedoen, vrou? En skande op my gebring voor die hele volk? Nou wil ek net weet, hoekom as hy dan in so 'n verhouding met God was, soos hy hom noem, Jaffa, hoekom het God hom dan nie voor die tyd ingelig en gesê, dis wat gaan gebeur, jy is dan nou die hoofpriester. En nou weg van my, gaan na waar jy jou skaamteloos bevrug is. In geval ek my hand op jou besoedel en sondig voor God. Aan 'n keel afsny. En Sofimina het haar man geantwoord en sê, kyk my Heer, ek is ver in jare gevorder en geen jeugtige begeertes is nog in my oor nie. Ek weet nie hoe ek in my onskuld bevrug kon word nie. Ner het haar nie geglo en hy het aan haar 'n tweede keer gesê, weg van my, in geval ek aan jou slaan en voor God sondig. En terwyl Ner met sy vrou gepraat het Sofima voor Ner se voete neergeval en gesterf. Ai. Somme net so. En Ner was baie ontsteld en het aan hom gesê, is dit oor wat ek gesê het, dat met haar gebeur het? En Ner was baie ontstel en het aan homself gesê, is dit oor wat ek gesê het, dat dit haar gebeur het? Maar nou is die ewige God genadig, want ek het geen hand teen haar opgelig nie. Ner het gou gemaak en die deur van sy huis gesluit en na sy broer Noag gegaan om alles vertel met sy vrou gebeur het. Noag het gou gemaak en na sy broer se huis gegaan en sy broer se vrou was duidelik dood en sy was op die punt om geboorte te skenk. Hoe 'n vrou geboorte skenk? Hulle sê dit kan gebeur, hoor. En Noag sê aan Ner, moet jou nie ontstel nie, Ner, my broer, want God het ons skaamte vandag bedek, aangesien niemand van die hele volk hiervan weet nie. En maak gou, laat ons haar begrawe en God sal ons skande bedek. Regte ou jakkalse, né?
En dit nou Noag wat so opreg voor Jaffa gewandel het, dat hy aangesê is om die ark te bou, en uit Noag sal die geslagte van die aarde geseënd wees, wat gebore sou word. En nou is hy so agterbaks. En natuurlik Ner ook, wat die hoofpriester van die volk was. En hy sou Vifma op die bed neergelaat en 'n swart kleed aangetrek en die deur toegemaak en in die geheim 'n graftombe gaan uithol. En toe hulle uitgaan om haar na die graf, het die kind uit die lijk van sommige gekom en op die bed gespring. Ai. Wat? En toe hulle uitgegaan het na haar graf, het die kind uit die lijk van, want jy moet nou weet, sy's dood. Hoe lang vat dit om 'n gat te grawe uit klip uit? Hier 'n graftombe. Om 'n grafholte te maak waar die vrou kan ingaan. Dis 'n paar uur se werk. Onthou net, hulle het nie 'n bobcat of 'n excavator gehad wat die job kon doen nie. Hulle het dit met handgereedskap. En hulle het 'n klomp ander ouens gehad nie. Moi. Niemand anders nie. Kyk die snert wat hulle verkondig. En toe hulle uitgegaan na die graf, het die kind uit die lijk van, hulle is op pad graf toe. Het die kind uit die lijk van Sofima gekom en op die bed gespring. Noag en Ner het ingekom om Sofima te begrawe en hulle het die kind gesien wat by die lijk gesit het en hy het 'n kleringstuk aangehad. Ag, Vader. Glo u in Superman? Glo u aan die 7 dwergies en Rooikapiekie? Wel, hierdie is vir die ouens wat dieselfde intelligensievlak het as die wat die storieetjies van Rooikapiekie en die 7 dwergies geglo het. Kan jy dink dat iemand se intelligensievlak so plat is? Noag en Ner het ingekom om Sofima te begrawe en hulle het die kind gesien wat by die lijk gesit het en hy het 'n kleringstuk aangehad. Wonder wie het vir hom dit gemaak. Noag en Ner was baie verskrik want die kind se liggaam was volmaak. Hy het met sy mond gepraat en God geseën. Die kind wat nou net gebore is, het met sy mond gepraat en God geseën. Is dit moontlik? Impossible. Noag en Ner het na hom gestaar en sê, dit is die werk van God, my broer. Kyk, die seël van die priesterskap wat op sy skouers, en dit was 'n vreugde om te aanskou. Kyk wat sê hy. Kyk, die seël van die priesterskap was op sy bors, en hy was 'n vreugde om te aanskou. En Noag het aan Ner gesê, broer, kyk, God sal die heilige tabernakel na ons herstel. Die heilige tabernakel. Het jy ooit in die boek Genesis gelees van 'n tabernakel wat Henog in aanbid het en bedien het en Ner en of selfs Noag? En Noag het aan Ner gesê, goed, broer, kyk, God sal die heilige tabernakel na ons herstel. Ner en Noag het God klaargemaak en die kind gewas en hom getooi in 'n priesterlike kleed. En hulle het hom brood gegee wat geseën was en hy het geëet. Kan jy dit bedink? 'n kind wat nou net gebore is, 'n babietjie. Want hier moet hulle hom nog was, hy's nog vol van die geboortebloed. Maar hy het sy eie kleed aangehad, al klaar. En nou gee hulle vir 'n kind brood om te eet. Kan u vir my sê, u wie mammies en pappies is, en oumas en oupas, en grootoumas en grootoupas, is hierdie die waarheid? Of klink hierdie vir u soos 'n opgediste leuen uit die doodrykheid? Waar Satan self die outeur is.
En nodig het goud klaargemaak en die kind gewas en hom getooi in 'n priesterlike kleed. Waar het hulle die gekry? En hulle het hom brood gegee wat geseën was en hy het geëet. En hulle het hom Melchisedek genoem. God is geregtigheid, Melchisedek. Ai. Jy sien, as jy Hebreërs gaan lees, Hebreërs 7, gaan kyk na my Hebreërs reeks, ek sê weer. Daar hanteer ek Melchisedek. Wat sê dat Melchisedek was die koning van Salem, die koning van vrede. Hy was koning volgens die orde van Melchisedek. Wat beteken die orde van Melchisedek? Dit beteken hy was koning en priester. Hy kon nie hierso hierdie laaitjie sê, hy was Melchisedek nie. Jy sien, dit is so, die vrymesselaars, skrob soos 'n kapok hoendertjie, bietjie so, die wat op die werf loop, bietjie daar, pik daar, skrob daar, pik daar. En dan kom hulle met hierdie tipe dogma en teologie. En dan verwag hulle, dat intelligente mense moet die snert glo. Nou sê ek weer, ek het die reeks gedoen oor die leen van die Israel visie teologie. As jy een of ander stadium tyd het en jy nog nie na het geluister nie, gaan luister dit. As jy nog nie na die boek Henog geluister nie, begin by die reeks, die boek Henog, by deel 1, stap deur hom. Maar ek wil weer sê, vat 'n paar seatbelts saam. En as ons meer oor Henog weet, oor die boek Hebreërs weet, dan sal u self weet dat hierdie is van die grootste geestelike bedrog wat ooit gepleeg is. En dan glo die Israel visie ouens dit as deel van hulle Bybel. Hierdie rubbish, maar is niks anders te nie. Nou die tyd is ons gevang. As Jaffa wil en lewensgesondheid spaar, so ons volgende week voorgaan met dit. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.